My vriende, ek groet julle in die grootste naam daar is, Yeshua Mashiach, ons redder, ons verlosser, ons geneesheer, ons alles. Vriende, ek glo vertrou met elkeen van julle gaan het geseënd. En weet julle, ons is so geseënd om weer eens iets uit Vader se woord uit te kan lees en te kan leer. Ja, vriende, ons weet almal by so baie mense ervaar deesdae nie regtig vreugde of vrede nie. Jy sien, ware blydskap het nie net te doen met ons omstandighede of ons gevoelens nie, maar spruit uit 'n sterk en groeiende geloofsverhouding met Jesus Christus. Is daar dalk vandag blydskap in jou hart? Beleef jy vandag die vreugde wat alle verstand te bowe gaan? Of kwyn jy van bekommernis? Weet jy nie meer wat se kant toe nie? Leef jy in onsekerheid? Vriende, onthou net, werklike vreugde kry jy net by ons koning Jesus Christus. 1 Johannes 15 vers 1 lees so mooi. Dit sê ek vir julle, sodat my blydskap in julle kan wees en julle blydskap volkome kan wees. Sien vriende, God het ons lief. Hy wil hê ons as sy kinders moet blydskap ervaar. Waarlike blydskap, blywende blydskap. Julle sien, dit behels om te deel in die gevolge van die verlossing van Jesus Christus, wat dit vir ons gebring het. Blydskap is die gevolg van geloof in Jesus Christus. Dit is om 'n nuwe lewe opwindend te ervaar. Dit is om opgewonde te wees, omdat ons sy kinders is. En ons weet ons is sy kinders. En ons weet hy lei ons. Julle sien vriende, Jesus wil hê dat sy kinders die lewe moet geniet. Nie met die genot van die wêreld nie, maar in en deur Jesus Christus. Net dan sal ons die seëninge van ons Heiland ervaar. Vriende, kom ons besluit om werklik vreugde by die bron daarvan, by Jesus, te gaan soek. Kom ons soek vreugde in sy woord en in sy diensbaarheid aan mekaar. Vra God om sy blydskap sigbaar te maak in jou lewe. Dan sal ons ewig hemelse vreugde van Jesus Christus ervaar. En vriende, dis 'n belofte wat in God se woord vir ieder en elk van ons is. Dis net hang van ons af wat in ons hart aangaan. Het ons harte wat oop is vir die Here, het ons harte wat dit kan ontvang. En vriende, ons moet in vrede leef met alle mense. En sodra jy oorgaan om in daai vrede te leef, gaan jy mos daai vreugde ook in jou hart ervaar en dit gaan op in jou elke dag se doen en laat gaan dit ons nou tot voorskyn kom. Jy sien, dit is 'n opdrag van God. Hoe kan die Here van my verwag dat ek in vrede met my bure moet leef? Sal mense soms baie vra. Hulle maak altyd net geraas. Die ligte in die aand skyn in my kamervenster in. Die grassnyer gaan af laat in die aand. Ons ken almal daardie dinge wat jou so irriteer. Jy sien vriende, hulle kom my en my gesin op gereelde grondslag te na. Ek kan mos nie in vrede met hulle saamleef nie. Die uitvoering van hierdie opdrag in Romeine gaan wel teen jou natuurlike geaardheid in. Maar dit is allerminste redes om dit nie te wil uitvoer nie. Dit bly 'n opdrag van God. Ek lees vir ons in Romeine 12 vers 17. Moenie kwaad met kwaad vergeld nie. Wees goedgesind teenoor die mense. As dit moontlik is, so ver dit van julle afhang, leef in vrede met alle mense. Dis sien vriende, dit is 'n opdrag. En as vrygespreekte kind van God, laat ons nie meer deur ons natuurlike geaardheid gelei word nie. Maar ons word mos nou juist deur die Gees gelei. Dit wat aards was, het jy dus nou mos nou afgesterf. Jy leef nou
'n geestelike lewe, juis omdat jy 'n lewensveranderende ontmoeting met Jesus Christus gehad het. Wanneer jy by Jesus Christus uitkom en hy in jou lewe ingegryp het, kan jy nie meer dieselfde wees nie. Dit is onmoontlik. Want weet julle, Jesus het ons mos kom wys hoe om te lewe in liefde met mekaar, in omgee. Julle sien dan het al die ou dinge het ons verbygegaan. Ons is mos nou nie gereinig deur die bloed van die lam. Jy wys dat jy net Jesus Christus as Here erken, deur die kwaad met die goeie te oorwin. Vriende, ek wonder of ons bewus is wat 'n wonderlike ervaring dit is om in vrede met alle mense te kan leef. Mense soek jou geselskap op, want hulle ervaar die vrede van Jesus Christus in jou lewe. En jou voorbeeld versterk hulle ook. In hulle groei, dan ook daardie begeerte om sy vrede te kan najaag. Is dit nie wonderlik dat hulle dit in ons kan sien nie? Sien vriende, met sy hart van vrede kan ons met ons medemense hier op aarde saamleef. Ja, en ek weet ons vyand, hy sal altyd kom en leuns in ons ore kom wil versprei en dinge vir ons vertel dat ag nee, wat daai mense se hart sal nooit verander nie. Ag nee, wat jy kan maar kwaad bly vir hulle en so voort. Maar weet julle, dan laat moet ons vir onsself sê, waarop stel ons hoop? Stel ons hoop en ons vreugde in die ware woord van ons hemelse Vader, of gaan ons nou luister na die een wat nie eers 'n woord het wat ons kan lees nie? Hy het net leuns wat hy altyd in ons ore wil kom fluister. Sien vriende, dit is vir baie mense moeilik om nog te hoop. Mense wat in 'n armoede leef, hoop vir 'n beter toekoms. Dalk sal daar iets op die tafel te eet te wees, vir hulle volgende maaltyd. Het dit miskien nie eers 'n dak oor hulle koppe nie, of slaap in 'n sinkhuis wat winter na winter oorstroom. Jy sien, en ander hoop vir 'n lewe sonder geweld, om in vrede te leef. Nog ander hoop dat hulle gesondheid sal verbeter, of dat iemand net 'n hand na hulle toe sal uitsteek. Sien vriende, ons lees so mooi in Romeine 12 vers 12. Verbly julle in die hoop, staan vas in verdrukking, volhard in gebed. Weet julle, gebed is so 'n belangrike ding wat ons het, wat die Here vir ons gegee het, want daarmee kan ons direk ons hemelse Vader praat. Een wat alles gemaak het, alles geskep het, luister na ons. Ons is so bevoorreg om met hom te kan praat. Jy sien, al hierdie mense het 'n hoop vir 'n beter toekoms. Die woord van God sê, ons moet bly wees, omdat ons iemand het op wie ons kan hoop. Ons moet ons hoop dus in Jesus Christus stel, want aardse mense kan ons dalk teleurstel. Ek wil nie sê dalk nie, maar ek sê verseker, daar is soveel van hulle wat 'n mens regtig net in die rug steek. Maar weet julle, as God in jou hart is, gaan jy mos weer opstaan. En dit staan so mooi dan, staan vas, selfs al gaan dit ook sleg. En dit gaan gepaard met volharding en gebed. Wat beteken dit? Hou aan met bid. Moenie moed opgee nie. Moenie vir die vyand daai deur oopmaak nie. Moenie lamledig word in jou gebedslewe nie. Want juis dit versterk jou. Onthou, God se woord sê ook, wanneer ons swak is hy sterk. En dan kom hy ons vir ons deur. Julle sien vriende, deur jou gebedslewe beweeg jy die hemele. Deur jou gebed sal God jou beantwoord. Hy antwoord soms op 'n tyd wat ons nie verwag nie. Maar ons tyd is nie God se tyd nie. God weet wat is vir ons goed. God sal ons antwoord. Julle sien vriende, laat toe dat jou hoop en jou anker in alle omstandighede Jesus Christus sal wees. Selfs al word jy verdruk. Moenie verslap in jou gebedslewe nie, want jou versekering is Jesus Christus.
O allerheiligste almagtige koning van alle konings, Jahweh, Here ons God, Vader, baie dankie weer eens vir hierdie woord wat U vir ons kom deel het mee. Here, dankie dat ons hoop, ons vrede en ons vreugde alles by U kan vind. En dankie dat dit vir ons daar by U te vind is. Here, help ons en versterk ons regtig om dit te kan kry, vas te kan hou en dit ook te kan uitdeel. Here Jesus, dankie dat U die groot hoop is. En dankie dat ons weet, ons is nie verlore nie, maar ons is veilig in U almagtige arms. Here, help ons so ver as moontlik is om met almal in vreugde en vrede te leef en ook daar hoop te gee waar daar nie meer hoop is nie. Ek vra dit in God se naam wat ek ken, dit is Yeshua Messia. Ek dank U daarvoor, my God. Amen. Vriende, my naam is Pastoor Chris Boysen van Port Elizabeth, ook deel is van die JCR MTS familie. As jy nog verder enige gebed of bemoediging of iets nodig het, skakel my gerus op 083 232 2442. En vriende, die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Shalom.